Geliefdes, ek vertrou dit gaan sommer baie goed met julle gees, siel en liggaam. En halleluja, dat ons daai blywende hoop het met die verwagting om verenig te word met Jesus Christus, ons Here. Prys sy lieflike naam. Soos julle weet, is ons besig met ons studie oor 'n belangrike onderwerp, die sondige natuur. Baie mense is onkundig aangaande die leer aangaande die sondige natuur en wat dit ook behels met ons as kinders van die Here. Nou dat ek wedergebore is, wat se uitwerking het die sondige natuur op my en hoe kan ek 'n lewe lewe van oorwinning, vry van die mag van die sondige natuur en vry van die werke van die vlees? Geliefde boetie en sussie, ek vertrou dat die Heilige Gees dit ook in elke hart sal wakker maak. Hierdie boodskap van die kruis wat ons verkondig, hierdie woord van die waarheid van die evangelie, Jesus Christus en hom as gekruisigde, want dit is alleenlik die kruis. As ek praat van die kruis, praat ek van die voltooide werk van Christus. Ek praat van die lewe wat hy afgelê het vir ons daar op Golgotha, waar hy sy bloed vir ons gestort het, om die prys te kan betaal, sodat ons die oorwinning in Christus Jesus kan hê, vry van die wet en die werke, en so ook vry van die mag van die sondige natuur oor ons. En ons dank die Here vir sy verlossing, wat hy vir ons so, halleluja, vrylik omgee het. Uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus, halleluja, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Geliefdes, mag dit duidelik word dat die mens se probleem is sonde, en die enigste antwoord tot hierdie sondeprobleem is die kruis van ons Here Jesus Christus. Ek sê dit weer, dat die mens se probleem is sonde, en die enigste antwoord tot die sondeprobleem is die kruis van ons Here Jesus Christus. En laat dit duidelik word dat die antwoord waarna elkeen soek, die antwoord waarna elkeen soek, is te vind alleenlik in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, is te vind in die kruis van ons Here Jesus Christus. Prys sy lieflike naam. Geliefdes, ons gaan aan en dit is deel 5 van ons studie aangaande die sondige natuur. En as ons werklik waar gaan kyk na die moderne kerk en dit wat geleer word, sal ons sien dat dit meer trek na die sielkundige aspek. En wanneer mense hulle self bevind, kinders van die Here hulle self bevind onder die mag van die sondige natuur, dan word daar verwys na sielkundige help, humanistiese psychology, wat nie deur God gegee is nie, maar mens ingegewe leerstellings is, geliefde boetie en sussie. God kan nie dit sien nie, want God se manier en God se weg, nog steeds deur al die eeue, is nog altyd een. Dit is Christus en wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. Dis geloof en genade alleen, sonder enige toevoeging van die mens. Al wat God van mens verwag, is dat hy sy geloof en vertroue sal plaas in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. En daardeur sal die werking van God, deur die krag van die Heilige Gees, so ook in ons lewe teweeggebring word. Prys die naam van Jesus. En ons sien dat hierdie dinge wat hulle voorgee, dat jy moet gaan 'n program, sielkundige program deurgaan, of dalk sê hulle die antwoord tot jou probleem is dat jy dalk 21 dae vas en dan sal jy oorwinning kry oor die sonde. Of hulle vat enige ander godsdienstige
Bybelse praktyk en sit dit bo of gelykstaande aan die voltooide werk van Christus. Wanneer ek dit doen, bevind ek myself onder werke, en wanneer ek my onder die werke bevind, skakel ek myself uit van die genade. Ons sien dat Romeine 11 leer dit vir ons. En ons lees hierso vanaf vers 5. Net so is daar ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van genade. Geliefdes, hier is dit, 'n oorblyfsel. Kom ek sê vir jou, dat die oormeerderheid van die kerk vandag bevind homself in werke, omrede hulle die kruis van ons Here Jesus Christus verwerp as die enigste oplossing tot alles wat ons van die Vader ontvang. Hulle sê dit nie met hulle mond nie, of ontken dit nie, want hulle kan dit nie ontken nie. Want die teenkanting aangaande die boodskap van die kruis is nie teologies nie, maar dit is moreel. Geliefde, laat dit duidelik word vandag dat die teenkanting aangaande die boodskap van die kruis is nie teologies nie, want die woord van die Here is duidelik reg oor die skrif. Van Genesis tot Openbaring is daar 'n bloedlyn wat getrek word. Geliefdes, 'n goue lyn, en dit is Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dis hoekom Paulus dit duidelik maak in 1 Korintiërs 2 vers 2 vers 1 waar hy sê, toe ek na julle kom om die getuienis van God te bring. Dit is die getuienis aangaande Christus Jesus en hom as gekruisigde, die woord van God, van Genesis tot Openbaring. En hy sê, het ek gemaak of ek niks onder julle wil weet nie, behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde. Halleluja, prys die Here, sodat julle geloof, hy gaan verder aan, sodat julle geloof nie sal wees in menslike oorredende woorde van wysheid nie, maar dat julle geloof in die krag van God kan wees, want dit is die boodskap van die kruis, die prediking van die kruis, wat dwaasheid is vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, prys die Here. So ons geloof moet gefestig bly in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, geliefde boetie en sussie. Daar is soveel mense vandag en predikers wat vasgevang is en mislei word deur die sondige natuur, omdat hulle nie die waarheid van die boodskap van die kruis omhels en ken nie. En dit is vir hierdie rede dat daar hierdie boodskap toevertrou is om verkondig te word en geleer te word vanaf die kansel af, om terug te kom na geloof en genade alleen, om weer terug te kom hier na Romeine 11 toe, net om vir julle te kan wys. En hy sê, en as dit deur die genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie, en as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anderste is die werk geen werk meer nie. As die werk geen werk meer nie, die werk is een. Dis die werk van Christus, halleluja. En dit is hoekom ons staan in hierdie voltooide werk van Jesus, halleluja. En ons geloof gefestig hou in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, geliefde boetie en sussie. So ons kan nie in werke sit en onder die genade nie, want die een skakel die ander een uit. En dit is hoekom die manier hoe hulle probeer om mense te rehabiliteer deur menseprogramme met 'n godsdienstige plakker wat opgeplak word, geliefde. Jy kan nie. Dit is die boodskap van die kruis. Dis Jesus Christus en wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. En dit alleen wat die sondige natuur kan dormant maak in jou lewe, sodat jy nie meer 'n dienaar van die sondige natuur kan word nie, maar 'n dienaar van geregtigheid. Ons lees dit in Romeine 6 vers 17, waar dit so duidelik vir ons gestel word, waar Paulus sê, ek dank God dat julle wel diensknegte van die sondige natuur was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer,
Dis die boodskap van die kruis. Dis die boodskap van die kruis. Die voorbeeld van die leer is een. Dis Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ons het van harte gehoorsaam geword, want my geloof en vertroue moet rus in die voltooide werk, né? Sodat ek 'n dienaar van geregtigheid kan wees en die uiteinde daarvan die vrug kan dra wat pas by 'n bekering, geliefde boetie en sussie. En dit is wat ons moet besef, is dat die vyand se taktiek bly dieselfde. Hy wil ons geloof vernietig of ons geloof laat skade ly. En dit is wanneer hy dit wegbeweeg van die voltooide werk van Christus, wanneer hy die geloof objektief wegvat van die kruis van ons Here Jesus Christus. En soos ek vroeër gesê het, nie die balk nie, die voltooide werk, bevind ons onsself in ons vlees, besig om probeer God te behaag deur godsdienstige werke, wat God nie kan aanvaar nie. Dis die manier van Kain, geliefde, en nie die manier van Abel nie. Abel se manier was die manier van die kruis, en dit is wat ons moet toepas in ons daaglikse lewe, nou dat jy gered is. En Paulus, wat hierdie nuwe verbond, die betekenis van die nuwe verbond ontvang het, Jesus is die nuwe verbond, en die betekenis van die nuwe verbond is die kruis van ons Here Jesus Christus. Die betekenis van hierdie nuwe verbond is die kruis van ons Here Jesus Christus. Want Jesus sê, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Dit word bevestig in sy bloed. Want ons kan nie Christus wegvat van sy voltooide werk nie. Ons kan nie Christus wegvat van die kruis nie. Dan soos Paulus dit duidelik maak, is dit 'n ander Jesus wat verkondig word, 'n ander evangelie wat gebring word. Geliefde boetie en sussie, mag dit duidelik word dat Paulus sê dat so iemand, al is hy 'n engel, al kom hy as 'n engel uit die lig uit, of al is dit een van ons wat vir julle 'n ander evangelie bring wat teenstrydig is met dit wat verkondig is, laat hom 'n vervloeking wees. Geliefde, kom ek sê vir jou vandag, dat dit wat in die moderne kerk verkondig word, dit wat verkondig word, is nie die boodskap van die kruis nie. Die kruis word geken as in verband met jou verlossing en met jou redding, maar daarna word die noodsaaklikheid van die kruis nie gesien in jou elke dag se lewe nie. En Jesus maak dit duidelik dat 'n daaglikse kruis is dit wat ons moet opneem. 'n Oomblik vir oomblik, soos Paulus sê, word ons wat lewe word altyd oorgelewer. 2 Korintiërs 4 vers 12. Ons wat lewe word altyd is nie een keer nie, altyd oorgelewer in die dood vir Jesus wil, vir Christus om sy gang te gaan in my lewe en om hom te reflekteer, om hom te leef, moet ek gekruisig wees saam met Christus, sodat ek nie meer lewe nie, maar Christus in my lewe. My geloof, nou dat ek nog in die vlees is, moet wees in Christus, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Galasiërs 2 vers 20 maak dit duidelik, en Paulus maak dit duidelik in Galasiërs, en hy sê vir hulle, julle onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam. Dis die waarheid, geliefdes, wat ek vandag vir julle bring, is Jesus Christus en hom as gekruisig. Hy sê die waarheid gehoorsaam te wees nie, onder wie se oë Jesus onder julle as gekruisig afgeskilder is. Dit alleen wil ek weet, het julle die Gees ontvang deur die werke van die wet of deur die prediking van die geloof. Wanneer raak dit 'n werk van die wet? Wanneer ek nie die objektiewe geloof in die kruis van ons Here Jesus praat nie, begin dit werke word, is dit werke, en dan het ons van die genade weggevat. Geliefde boetie en sussie, laat dit duidelik word vir elkeen van julle, dat wanneer ons enige ander manier bo op die vooropgestelde orde van God plaas, en dit is God se orde, nie my orde nie, dis God se weg, God se plan, nie mense plan nie. Hierdie boodskap is nie uit die mens nie, maar is uit God uit. En dis hoekom ons sal moet besef, dat elkeen van ons moet besef dat, weet jy wat, my geloof en vertroue moet rus in dit wat Jesus gedoen het. En Paulus het dit ontvang, geliefdes. Ons lees in Galasiërs 1, kan jy dit gaan lees, in Galasiërs 2, hy het sy evangelie ontvang, wat hy onder die heidene verkondig het, van Christus self ontvang, nie van die apostels nie. Hy het gegaan om hierdie openbaring wat hy ontvang het, dis die boodskap van die kruis, wat hy ontvang het, het hy oorgelewer, geliefdes, en daar was baie met trane in sy oë, vyande van die kruis.
Moenie jouself as 'n vyand van die kruis bestempel deur hierdie boodskap van genade te verwerp nie, geliefde broeders en susters, want baie doen. En Paulus het gesê vir Timoteus, met trane in my oë, is daar baie wat wandel as vyande van die kruis. En daarom sê hy dat ons moet toets of ons nog uit die geloof uit is, of ons nie dalk verwerplik is nie. Geliefdes, verwerp jy die boodskap van die kruis, verwerp jy Christus Jesus. Kom, ek maak dit duidelik weer vir jou, maak nie saak hoe jy Jesus se naam mag aanroep nie. Wanneer jy die kruis verwerp, verwerp jy Christus Jesus. Verwerp jy die enigste antwoord, geliefde boetie en sussie, tot 'n oorwinnende lewe in Christus Jesus. Kom, ek maak dit duidelik. Wanneer ek die kruis verwerp, verwerp ek Christus, verwerp ek die enigste weg, die enigste manier om vir God te kan lewe. Wanneer ek die boodskap van die kruis verwerp, geliefde, dan bevind ek my in geestelike afvalligheid, besig om te probeer oprig wat God afgebreek het. Geliefdes, kom ek sê vir jou duidelik, as ons weer eens onsself bevind onder die werke van die wet, het ons sopas iets opgerig wat God afgebreek het. Geliefdes, ons kan nie die wet onderhou en die werke onderhou en die genade onderhou nie. Dis genade of dit is die werke. En Paulus sien onsself in Romeine 7, en dit is waar ons hierdie Romeine 6, 7 en 8, waar ons hierdie boodskap van die kruis begin leer, soos Paulus deur die Gees van God dit aan gelowiges gee. Halleluja. En ons sien Romeine 7 gaan oor die gelowige wat nie in 'n oorwinnende lewe nie. 'n gelowige, iemand wat lief is vir God, wat wedergebore is, gevul met die Heilige Gees, lief is vir God, maar hy vind homself dat hy nie lewe soos Christus wil hê hy moet lewe nie. En dit is wat Paulus hierdie waarheid vir ons sê. Ons sien Paulus praat hier in Romeine 7 vers 15, want wat ek doen, weet ek, verstaan ek nie. Maar wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek juis. En hier is waar baie mense hulle self in bevind, geliefde boetie en sussie. En ons moet besef dat Paulus het probeer deur alles wat hy geken het hy probeer om vir God te lewe. Maar hier het dit duidelik geword dat hy kon nie, hoe harder hy probeer het, hoe meer het hy homself bevind dat hy doen nie dit wat God vereis nie, maar hy bevind homself dat hy doen juist teenoorgestelde van dit wat God wil hê hy moet doen. Geliefdes, dis die vlees wat in teenkanting kom met die gees. En dit is hierdie worstelstryd, geliefde boetie en sussie, wat alleenlik oorwin is deur dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, geliefde. Daar is 'n oorwinnende lewe in Christus Jesus. Paulus maak dit duidelik dat sonde sal nie oor julle heers nie, want julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Wanneer is ek onder die wet? Wanneer ek nie onder die genade is nie. Wanneer is ek as 'n kind van die Here? Ek onderhou nie die Sabbat nie. Ek maak nie wette, geliefdes. Enige godsdienstige wet geplaas bo die voltooide werk van Christus, bo die boodskap van die kruis, word 'n werk. Want wanneer ek daai uitskakel, dan bevind ek myself deur godsdiens probeer ek God behaag. Al is dit godsdienstig reg, al lyk dit godsdienstig reg, al is dit skriftuurlik, maar dit val uit plek uit. Want wat moet gebeur is dat die grootste, hoogste gesag is Christus en die prys wat hy betaal het op Golgotha, waardeur ons hierdie genade ontvang, halleluja, sonder die werke van die wet. Wanneer kan my geestelike dissipline werke word? Wanneer kan dit werke word? Wanneer ek dit my objektief maak bo die voltooide werk van Christus. Wanneer ek myself sê, deur 5 hoofstukke 'n dag te lees, gaan ek bevryding kry oor hierdie sondige natuur. Daar het ek myself in werke bevind, want dit is alleenlik deur die kruis van ons Here Jesus Christus, die prys wat Jesus betaal het, waar ek bevryding kan kry, of vryheid kan kry,
om vir Christus te lewe. Dis hoekom Paulus sê, staan vas in die vryheid waarmee Christus julle vry gemaak het, en moenie julle weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Geliefde boetie en sussie, godsdienstige reëls en regulasies bring nie die vryheid nie. Die vryheid is deur Jesus Christus en wat hy vir ons betaal het aan die kruis. Die Here seën vir julle, ons gaan volgende keer weer aangaan. Mag hierdie waarheid van die kruis in julle harte bestendig wees. Mag die Gees van God dit soos 'n lig aanskakel en mag ons smaak dat die Here goedendurend is. Die Here seën vir julle. Blessings.